Goeiemôre almal. Ek hoop dit gaan baie goed met almal. Ek moet vir julle sê dit lyk verskriklik mooi hier van vooraf. En wat 'n voorreg is dit nie om saam te kan kuier op Pinksterfees nie. Ek wil van my kant af almal vir julle sê baie dankie dat julle hier is. Dankie dat julle deelneem. Dankie dat julle saam gaan kuier. Vanoggend gaan ons nie een moun oor enige iets nie. Nie die koue nie, nie 'n kind wat lawaai nie, nie 'n kind wat rondhardloop nie. Ons gaan net saam kerk hou vanoggend. So voordat ons daarby, hallo Ari, kan ek jou help? Weet jy nie waar om te sit nie? Ek ek het geen idee nie. Maar hierso is 'n plek, jy gaan kyk daarso, daar langs, hierso af. Ari, daar's sy, fantasties. Jong dame, jy gaan volg sommer net daar. Marie, hierdie is julle kind, nee. As ek net seker maak ek so nee, hy kan maar net daar bly. Maar voordat ons enige iets verder gaan doen, kom ons al lekker diep asem en ons dank die Here ook vir hierdie kosbare geleentheid. Here, baie dankie dat ons vanoggend hier waar ons is, tussen kinders, familie, programme, reën, emosies, net stil kan raak en bewus kan wees van u teenwoordigheid. Dis Pinksterfees, Here, en ons is hier omdat ons as 'n geloofsgemeenskap saam wil vasklou aan die opstanding en die lewe van Christus. Sien ook hierdie diens vanoggend, Here, mag die woord vir ons iets beteken, mag dit ons lewens verander en mag dit ons help om te groei in die koninkryk, Here. Amen. Julle sal sien, julle het verskriklike mooi plekmaatjies gekry vanoggend. Dit het ons baie lank gevat en verskriklik duur uitgewerk. Ons het dit spesiaal laat print by een of ander koerant, die Burger. Maar ons wil julle uitnooi om gou 'n bietjie kreatief te raak met daai koerantpapier. So julle sal sien, daar's almal het 'n pen of 'n potlood of iets op jou 'n tafel. Nou daai plekmaatjie is joune. En wat ons nou wil hê julle moet doen is dat ek wil graag hê jy moet die volgende woord of 'n gedagte of 'n sin omkring en al wat jy hoef te doen is dat wat het by hierdie jaar se Pinkster vir jou uitgestaan? Wat het jy ontdek? Wat het jy geleer? Ek wil graag hê jy moet daai woord omkring of 'n sin onderstreep. Ek gaan vir julle so 2 minute kans gee om 'n bietjie dit te doen.
Okay, voordat ons verder gaan, die idee is eintlik dat die gesprek nie hier moet ophou nie en dat jy gedurende die hele erediens sommer hierdie plekmaatjies sal gebruik om kreatief neer te skryf, te ontdek, in te kleer wat hierdie jaar se Pinkster vir jou beteken, maar ook hierdie ontmoeting. So ek is sommer net geïnteresseerd oor wat het net by 1 of 2 mense, ek weet dit is gewoonlik niemand wil hier deelneem nie, maar net by 1 of 2 mense, wat het jy ontdek hierdie jaar oor Pinkster, wat het vir jou uitgestaan en wat het jy gehoor by 1 of 2 mense vanoggend? Okay, is daar enige iemand? Nilia? Ek wil eens moet terugkom na dit wat op my koerant is, maar dit gaan oor immigrante. En dit het gegaan oor wie sit langs ons tafel, al die vreemdes die wat jy gewoonlik nie rondom jou tafel het nie. Ja, so baie keer is daar immigrante hier by ons. Ons voel soos 'n immigrant en dat Hulle het 'n reputasie dat hulle ongeskik is, onder andere. hulle het 'n reputasie dat hulle ongeskik is, immigrante. Okay, so Maar wat ek bedoel is, daar's ouens om jou tafel wat jy dalk nie wil hê. daar's mense om jou tafel wat jy nie daar wil hê nie. Ek dink ons almal het so ietsie daarvan in ons. Nou ek wil net gou hierdie ene met julle deel. Dit was vir my vrek snaaks. Ek het nie gesien wat in die agterkant staan nie, maar hier's 'n opskrif wat sê vrou pak polisie kaalbas aan en so 1 of 2 fotos. Toe vra hulle vir my, maar wat het dit met Pinkster uit te waai? Toe sê ek draai om. So ons hou hom net daar. So is daar nog iemand wat net ietsie, dankie daarvoor Nilia, daar is immigrante om ons tafel en baie keer mense van wie ons nie hou nie. Nog een persoon. Jong daar, okay, nee, hand is vinnig. Wynand. As ons die mense gaan toelaat om te gee nie, dit is 'n besondere mooi opmerking, en dat ons eintlik om die tafel vir mekaar moet toelaat om te gee, maar ook laat mense omgee, nê? Ons het Sondagoggend in Lukas 5 het ons gesien hoe Levi se verhaal ons help verstaan dat daar mense is wat nêrens inpas nie. Ons het Sondag aand in Lukas 7 het ons gehoor dat daar soms arrogante mense om 'n tafel is en soms is daar ook mense wat honger het. Maandag aand in Lukas 9 het ons stilgestaan by die gedagte dat daar op hierdie tafel altyd 'n oplossing is en daai oplossing is baie keer baie klein, maar daar is 'n oplossing. Dinsdag aand in Lukas 10 het ons stilgestaan by 'n familiekrisis en ons het gesien hoe Martha en Maria ons uitnooi om te dink oor ons 2 pole waar ons onsself soms bevind om die tafel. Aan die een kant is ons scattered minds en aan die ander kant is daar Jesus wat eintlik maar net vir ons sê, hier is 'n stoel op hierdie tafel, kom sit en rus. Woensdag aand in Lukas 14 het ons gekyk na nog 'n ete saam met 'n fariseer. En in hierdie ete het ons gesien dat daar ook soms shame en honor om hierdie tafel is. Donderdag aand, Lukas 19, het ons stilgestaan by nog 'n baie bekende storie, wat ons help verstaan het dat almal om hierdie tafel kan verander. Ons almal kan verander. Vanoggend gaan ons stilstaan by een van die mooiste etes in die Bybel. Een van die mooiste etes in die Bybel. Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede van God ons Vader, Jesus sy Seun en die Heilige Gees. Die 3 eenheid wat ons herinner dat tafelgesprekke groter is as net kos. Amen. As 'n antwoord daarop wil ons julle vra, kom ons staan en dan sing ons die volgende 2 liedere tot eer van die Here.
Alright, goedemorgen gemeente. Dit is vir my nogals moeilik om voor die groot mense te praat. Ek is gewoond aan die kinders. Maar Jandra het gevra, die hele idee van vandag is om dit wat ons met die kinders gedoen het en dit wat ons met die groot mense gedoen het in die kerk gewoon met vanmorgen saam te gooi. So, die kinders is hier vandag, geniet hulle. En ons wil sommer net vir julle sê van die week wat verby is, bitter baie dankie dat julle julle kinders gebring het, dat julle gestuur het elke aand. Party kon nou nie elke aand daar wees nie, maar ek glo elke kind het iets gevat waarmee hy weggestap het. Ja, en iemand het my so gerusgestel die week, toe sê hulle net, onthou die Heilige Gees werk in die onderbewussyn ook. So, partykeer lyk dit vir ons, hulle is all over en hulle speel en hulle, maar ek dink tog, ons moenie onderskat hoe die Gees werk en jy weet in die aande, ons is elke aand beloon met 'n paar goed, waarmee ons as aanbieders die wegstap van wat uit die kindertjies se monde uitkom en goed. Dit is regtig 'n blessing en 'n seën gewees. En ja, ons het dieselfde teks gevolg as die groot mense in die kerk, maar ons het dit op ander maniere aangebied, obviously, want ons het van 3-4 jaar tot graad 6 gehad, maar dit was ongelooflik lekker. Dit bly 'n bitter spesiale datum en 'n tyd op ons kinderkerkkalender. Ons kan sien hoe ons die kindertjies bereik met daai herhaalde kom en waar ons elke aand net kan groei en kan bou op die volgende ding. So dit was regtig lekker. En ek dink, ek gaan nie veel verder sê of so nie, maar as hulle nou hulle liedjie doen, gaan ek gou laat hulle, en hulle, ek sê sommer nou byvoorbeeld, hulle ken dit nie verskriklik goed nie, want ons het nou nie so baie tyd gehad om te oefen nie, maar ek dink die rympie wat ons vir hulle probeer leer, het som regtig waar die lessies van elke leesstuk op wat ons vir hulle probeer oordra. So ons gaan dit nou met julle deel. Maar Jandra het gevra ons moet vandag begin deur te kyk na 3 vrae. So daar's papiertjies op die tafels en potlode. So ons wil gaan vra met die mense om jou of as gesin of wie ook al by jou is en goed om vir ons die eerste vraag te antwoord van vanoggend. En wag, waar is dit? En net om te sê en gou te skryf saam met wie sit jy vandag om die tafel? So ek gee gou kansie vir julle om te skryf. Dink gou saam met wie sit jy vandag om die tafel en dan wil ons hê julle met die kinders gou stuur. Laat hulle daar vir ons onder die eerste vraag so lank gaan plak. Sticky note, het jy gesê? Op die sticky notes, daar sticky notes. Jy kan besluit. Hoe lang gee jy vir elke ding? Dit is maar net so. Mag het so klein bietjie aan sê vir Alright, goed. So as julle geskryf het, jaag die kinders na die muur toe, laat hulle dit gou gaan plak, lekker gaas. So, as hulle klaar is, kan hulle maar gou gaan plak, begin plak vir ons, dat ons na die tweede vraag toe kan gaan. Kom girls, gaan plak. Daar onder die vraagie. Dit was my so, dit was my. Moet hulle eers 'n bietjie gaan sit en rustig raak. Okay, goed. Terwyl die kinders hardloop, kan die groot mense so lank dink aan die tweede vraag. Hoe gaan dit met die mense saam met wie om die tafel sit? Weet jy hoe gaan dit met die mense wat om die tafel sit? As jy die tweede vraag plak, tweede plekje op die muur. Het jullie de tweede vraag geskryf?
tweede vraag weer. Ja, sê net vir Hier is die vraag. Alright, ek weet gaan wees die tweede vraag was. Hoe gaan dit met die mense wat saam met jou om die tafel sit? Dis die tweede vraag. Plak jy jou tweede antwoord op? Of stuur 'n kind? Hoorie. Ja. Niet je wel. Oké, goed. Oké, goed. Die derde vraag, as julle my kan hoor, is denk jy dat jy 'n goeie disipel van die Here is en hoekom? Denk jy jy's 'n goeie disipel en hoekom? Ja. Right, kan ons gevra dat al die kindertjies op die verhoog kom vir hulle liedjie? Asseblief. Lekker gons. Al die kinders op die verhoog. Die heel kleintjies gaan voor staan dat ons jou sien, hè? Ja, ek wil net dit doen. Hoor julle my hier? Okay.
slaai. Dis gaan nou. Kom staan jy? Asseblief. Kom staan jy, gaan vir my hier so. Sit hier, kom staan hier in die middel. En hulle almal jou mooi sien, hè. Jesus nodig, né? Haai. Goed, so ons gaan eers gou die rympie doen wat ons vir hulle geleer het. Soos ek gesê het, hulle het hom nou nog nie so vasgelê nie. Ons gaan probeer, né? Ek gaan vir julle wys. Ek is julle reg. 1 2 3. Ek is 'n sondaar. Ek het Jesus nodig. Hy het vir my gesterf. Dankie Jesus, dankie. Hy's eerste in my lewe. Ek kies om mooi na hom te luister en ander lief te hê bo myself. Hy sal my soek. Hy sal my help. Breek die brood, drink die wyn, dink aan my, vier fees. Daar's 'n plek vir almal aan God se tafel deur sy groot genade. Asai, mooi. Alright, julle reg julle liefie. Waar moet ek hier voor staan of julle by? Julle reg vir die liefie. Moet ek hier voor staan? His love for me.
As hy, kom ons gee vir ons kinders nog so een lekker hande klap. Dit is my so mooi as jy so verby die muur stap en jy kyk na wat almal geskryf het, is daar regtig nog 'n paar verskriklike mooi gedagtes. Op die eerste vraag, saam met wie sit jy vandag om jou tafel, het iemand geskryf, my mense. Dit is nogal mooi, ek sit saam met my mense om die tafel. Iemand, hoe gaan dit met die mense om jou? Het iemand geskryf, soms, maar vandag beter. Soms slegs, maar vandag beter. In dit alles kan ons sien dat ons almal het 'n klomp goed wat ons na die tafel toe bring, en veral vanoggend is daar 'n klomp kinders, daar's energie, daar's potte wat brand en nie brand nie, potte wat warm gehou word hier buite, ek is bly hulle brand nie. Maar binne die raamwerk van vanoggend se skrifgedeelte lees ons iets oor 'n ontsettende mooi ete. Maar voordat ons daai by die storie gaan stil staan en lees, wil ek net so 3 goed gou op die tafel sit wat ons net oor moet dink. Die eerste een is, as ons dink oor enige gesprek op die tafel, daar is altyd politiek in die samelewing. Daar's altyd admin, maak nie saak waar jy is nie, daar's altyd politiek in die samelewing. Op die oog af lyk alles altyd fyn in die samelewing, maar soos ons weet is daar baie keer politiek binne ons samelewing. Selfs hier tussen ons ook vanoggend. Dis mense wat nie noodwendig hou van wat almal doen nie, ons stem nie saam met wat alles gebeur nie. Daar's altyd mense met agendas, stories, verskille, opinies, indrukke. Daar is altyd mense wat jaloers is en nie sin maak van alles nie. Daar's mense wat gelukkig is, daar's mense wat opmerkings maak soos, hoekom kuier hy by daardie mense? Hoekom staan jou kar daar buite? Hoekom kuier jy by hulle? Mense wat sê, hoekom eet jy daar? Daar's altyd een of ander politieke agenda in die samelewing. En die grading is, Jesus het dit geweet, en tog nog steeds het hy gekies om saam met mense om 'n tafel te eet. En dit bring my met die tweede ding, want terwyl daar politiek in die samelewing is daar ook God wat altyd agter die skerms besig is om te werk. Vanoggend se verhaal herinner ons ook dat God altyd agter die skerms besig is. Terwyl ons worry oor wat hier gebeur voor ons, is God altyd besig om goed in plek te sit, rakende verhoudings en menswees. Jesus het dit geweet, en tog nog steeds het hy gekies om te doen wat hy doen. En dit bring by ons by die derde agendapunt van die teks. Ons sien iets oor menslike verantwoordelikheid in hierdie teks. Die aand om hierdie etenstafel het Jesus sy hart gewys, en vanuit hierdie ritme het Jesus die mense om sy tafel uitgenooi om presies dieselfde te leef na die wêreld toe. Om hierdie tafel het ons ook 'n verantwoordelikheid. So kom ons kyk wat skryf Lukas in Lukas 22 vers 14 tot 23. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostels saam met hom vir ete aangeleem. Toe sê hy vir hulle, ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Want ek sê vir julle, ek sal dit beslis nie weer eet totdat dit vervul is in die koninkryk van God nie. Daarna het hy 'n beker geneem en nadat hy gedank het, gesê, neem dit en deel dit onder mekaar. Want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink totdat die koninkryk van God gekom het nie. En hy het brood geneem en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde, hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is die nuwe verbond deur my bloed. Maar kyk, die hand van die een wat my gaan verraai is saam met my aan tafel. Want met die seun van die mens sal dit gaan soos wat dit bepaal is. Maar weet daardie man deur wie hy verraai word. Hulle het mekaar toe begin afvra wie van hulle dit tog sou wees wat so iets sou doen. Ons lees tot sover. Net voor die instelling van die nagmaal in verse 1 tot 6 lees ons hoe die leierpriesters en die skrifkenners polities vergader om te kyk hoe hulle geskikte manier kon vind om Jesus dood te maak.
So terwyl hulle in hierdie vertrek was daar 'n klomp ander mense wat besig was om te beplan hoe om vir Jesus te vang. Nou ons sien in dit alles dat die samelewing het baie sterk politiese ondertoon. Klassisme, sosiale status en vele ander faktore speel 'n enorme rol om ons. Die werklikheid is, ons het nie eintlik beheer oor wat mense dink of sê of doen nie. Nie een van ons nie. Ons het net beheer oor hoe ons optree. So terwyl Jesus besig was om saam doodgewone mense te eet, was daar mense wat vrae gevra het. En binne dit alles was God al lankal agter die skerms besig om hierdie mense voor te berei. Van die mense wat die aand om die tafel gesit het saam met Jesus, sou 'n groot invloed speel in die moderne kerk. God was al vir 3 jaar lank besig om hierdie 12 disippels voor te berei, om die kerk verder te vat, om die kerk verder toe te rus. Want vir God sou hierdie nie die laaste ete wees nie, dit sou nie die laaste avondmaal wees nie. Die disippels het nog menigte ander etes na hierdie ete gehad. Ons sien dit in almal se verhaal. Bartolomeus, hy het na Jesus se kruisiging etes gaan hou in Indië, saam met Armenië, Ethiopië en Suid-Arabiërs. Hy het gewaag om saam met mense in hierdie lande te eet. Hy het nie opgehou by hierdie ete nie. Hy het gestap en hy het plek gaan vind om te eet. Jakobus, hy het na Jesus se kruisiging etes gaan hou in Sirië. Andreas, hy het na die land van die mensvreters gegaan, staan in die teks. Dit staan nou bekend as die Sowjetunie, ek weet nie hoekom nie. Hy het ook in Klein-Asië, hedendaagse Turkye en Griekeland gaan eet. Hy het nie net daar opgehou nie, hy het sy tas gepak en hy het gaan eet. Petrus, hy het groot gegaan en etes gaan hou in Rome, en ons almal weet hoe dit vir hom opgeëindig het. Johannes is die enigste disipel wat lank gelewe het en natuurlik dood is. Hoekom? Want ek weet nie of julle weet nie, maar Johannes was die disipel wat na Maria gekyk het. Johannes het verantwoordelikheid gevat van Jesus se ma. En hy het na haar gekyk. Hy het etes gehou saam met haar. Thomas, hy het homself ook in Sirië gaan vestig en was op verskeie kere selfs in Indië. Philippus, hy het homself in Noord-Afrika en Klein-Asië bevind. Matteus, die tollenaar, hy het etes gaan hou in Persië en in Ethiopië. Hoekom het hulle dit gedoen? Want om hierdie tafel is almal welkom. En ons lees baie daarvan in vers 17 tot 19 as Lukas die volgende skryf. Hy sê, daarna het hulle 'n beker geneem en nadat hy gedank het gesê, neem dit en deel dit onder mekaar uit, want ek sê vir julle, van nou af sal ek beslis nie weer van die vrug van die druiwestok drink, totdat die koninkryk van God gekom het nie. Neem dit en deel dit onder mekaar uit. Lukas gebruik 'n baie mooi woord om iets weer te gee aan die einde van vers 19, om in herinnering te bring. So dit wat ons eet en neem en vir mense vat, is 'n gedagte om in herinnering te bring. Hy gebruik die Griekse woord anamnesis, en hierdie woord gee iets weer van 'n aktiewe, selfgedrewe herinnering. Waarvan moet ons herinner word? Die opstanding en lewe van Jesus Christus. As ons dan vanoggend hierdie skrifgedeelte lees, dan word ons herinner aan 'n aktiewe, selfgedrewe herinnering van die wete dat ons Jesus se lewe en opstanding moet beliggaam. Die vraag wat ons dan vanuit hierdie teks eerder vanoggend vir mekaar moet vra, is nie wie sit om jou tafel nie, maar eerder, hoekom sit hulle om jou tafel? Want het is maklik om te vra wie sit om my tafel, want ek kan kies hoekom hulle daar sit. Maar as die Here besig is om agter die skerms te werk, dan nooi hy mos nou mense na jou tafel toe, en dan moet ek mos nou oop wees om hierdie mense te ontvang, en dan moet ek eerder vir myself vra, is hoekom sit hierdie mense om my tafel? Wat wil die Here hê moet ek na hulle toe leef in hierdie wêreld? Want terwyl die wêreld polities inmeng, nooi God agter die skerms mense uit om saam met jou om hierdie tafel te kom sit
En dit is om hierdie tafel, waar Jesus se lewe beliggaam word, deur die manier hoe ons mense aanvaar, verhoudings bou en omgee. Wat ons sien in vanoggend se teks, is dat ons as mense kies wie ons om die tafel wil hê. Maar as gelowiges, moet ons vrede maak met die feit dat God die mense kies wat om ons tafel sit. Maar baie keer stuur die Here daai mense om ons tafel, en dan weet ons nie lekker wat om daarmee te maak nie. Maar miskien moet ons iets daarvan ontdek vanoggend. Waarvan is die Here elke liewe dag mense om my tafel stuur? Al wat die Here soek is net soos, hier is plek vir jou om my tafel. En om iets daarvan te verstaan en in te neem, het ons so 'n paar dames wat dit gou vir ons gaan uitbeeld met 'n dans. So ons wil vir hulle vra om slank op te gaan. Kom ons luister na hierdie lied en ons kyk hoe God ons uitnooi om plek te maak vir die mense om ons tafel. Oh
to the table. As jy vanoggend vir my sou vra, Jandrey, dink jy is nodig om te preek vanoggend? Dan sou ek waarskynlik vir jou gesê het, nee, ek hoef nie eintlik te preek vanoggend nie. Want waarna hierdie lied ons uitnooi, is dit wat hier gebeur. Dit wat hier gebeur, is die preek. Dit is die preek. En ek wonder of ons besef wat se voorreg ons vanoggend het. Om 'n tafel te sit met mense wat ek waarskynlik nie eens ken nie. Ek sien hulle in die dorp rondry, maar ek weet nie wie hulle is nie. Hier's mense hier met kanker. Hier's mense met seer. Hier's mense met wie dit goed gaan, met mense met wie dit minder goed gaan. Hier's mense wat nou 'n glasie wyn wil drink, daar's ander wat koffie wil hê. Ons gaan potte eet. Maar hierdie is die preek. Come to the table. Ons kon eintlik net saam gekuier het vanoggend. En ons kon eintlik net gehoor het hoe gaan dit met almal vanoggend. En dit is waar die nagmaal inkom. Die nagmaal is, die formulier sê in die derde plek, die viering van die gemeenskap met die lewende Here en met mekaar. Die nagmaal verbind ons nie net met sy dood nie, maar help ons om in die gemeenskap met hom te lewe. En deur die Heilige Gees is die lewende Christus in die nagmaal by ons teenwoordig. Ek wil julle nou uitnooi om die volgende te doen. Julle sal sien op die tafel is daar glasies en daar's brood. En ons gaan mekaar nou bedien met die tekens, want om hierdie tafel is ons almal welkom en kies God ons juis om vanoggend hier te wees. So ek wil julle uitnooi, neem solank elkeen 'n glasie. En dan wil ek die volgende vra. As julle sal sien, daar's 'n stukkie brood op die tafel. Ek wil hê dat iemand die brood moet vat. En dan gaan ons die volgende doen. Elkeen gaan 'n stukkie brood breek. En dan gaan jy dit gee vir iemand. En dan gaan ons die brood so uitdeel en met mekaar deel vir oggend. Maar voordat ons daarby uitkom, wil ek graag die tekens van die nagmaal vir julle instel. Na die uitnodiging, die aand om die tafel, sê Jesus vir sy disippels, hierdie is my liggaam, breek dit, eet dit, neem dit en dink daaraan, dat hierdie liggaam volkome gesterf het vir die versoening van al ons verhoudings. As julle klaar die brood gebreek het en dit met mekaar gedeel het, dan gee julle vir mekaar elkeen 'n glasie wat ons herinner, dat dit die bloed van Christus is wat ons by mekaar hou, ons na mekaar toe bring. So neem dit, drink dit en dink daaraan dat God se bloed vir almal uitgegiet is tot volkome versoening van almal se sondes. Kom ons eet en ons drink tot eer van die Here. My so mooi aan die einde van die nagmaal formulier skryf daar en hulle sê, aangesien die Here ons nou aan sy tafel kom voed het, laat ons almal saam sy naam met dankbaarheid prys deur om saam te sing. As julle klaar die tekens gebruik het, wil ek julle uitnooi om te staan en dan bely ons die volgende lied tot eer van die Here.
wil julle uitnooi, is dat hierdie ete hou nie nou op nie. Ons gaan nou gou rustig sit, en dan gaan ons net die dankoffer mandjies aanstuur na die punt toe. Ons gaan dankoffers uitneem, en dan gaan ek die erediens afsluit met 'n seëngebed, en daarna gaan ons almal lekker saam kuier. So moet asseblief nie gaan nie, as jy hier klaar is, kry vir jou glasie wyn, kry vir jou koffie, en kom sit om die tafel, en ons kuier almal lekker saam. Kom ons sit. Baie dankie vir almal se bydrae ook tot hierdie erediens. Ek wil julle uitnooi om die volgende te doen. En ek weet dit gaan nou awkward wees, maar awkward is ook alright. Ons gaan nou almal mekaar se hande vat om die tafel. Okay, so vat almal lekker hande. En vanuit hierdie ritme wil ek julle uitnooi om die seën van die Here te ontvang en dan verder vir almal welkom te heet om die tafel. Ontvang die seën van die Here. Genade en vrede van God ons Vader, Jesus sy Seun en die Heilige Gees. Die drie eenheid wat ons herinner dat tafelgesprekke groter is as net kos. Amen. Lekker kuier.